Hartlik goeiemôre geliefdes. Ek is Dominee Adrian Bester van die Afrikaanse Protestantse Kerk hier op Berkeley Oos in die Noord-Oos-Kaap en ek wil vanoggend weer saam met u kyk na 'n gedeelte in Filippense. Filippense hoofstuk 1 vers 6. Daar skryf die apostel Paulus: omdat ek juis hierop vertrou dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Het is baie opmerklik dat die apostel Paulus geen krediet vir homself neem vir die geloof en die standvastige getuienis van die Filippense nie. Hy bely met hierdie woorde in Filippense 1 vers 6 dat dit die Here is wat die werk begin het. Ter aansluiting by vers 3 waar hy sê, ek dank my God elke maal as ek aan julle dink, sê hy hier in vers 6 dat dit die Here was wat die goeie werk in hulle begin het. Wanneer 'n sondaar hom bekeer, is dit net die Here wat die eer daarvoor kan ontvang. As die Here ons nie na hom toe trek nie, sal niemand van ons uit hulle eie na hom toe kom nie. In 1 Korintiërs 3 vers 6 skryf Paulus so treffend hieroor. Hy sê, ek het geplant, Apollos het nat gemaak, maar God het laat groei. Ja, dit is so, God roep predikers en hy gebruik hulle om te preek en sondaars tot bekering te roep, maar geen sondaar het hom al ooit waarlik bekeer weens die welsprekendheid van 'n bekering nie. Die geloof kom deur die woord wat ons hoor, maar dis God wat daardie geloof in ongelowige harte werk. Dis hy wat deur sy Heilige Gees oortuig van sonde, oordeel en geregtigheid. God alleen kan daardie lewendmakende werk doen in die lewe van iemand wat dood was in hulle sonde. En Paulus sê in hierdie verse dat hy oortuig is daarvan dat God hierdie werk in die Filippense gedoen het. Hy glo dat hulle waarlik gelowiges geword het. Hy is oortuig dat hulle Christene is. En die enigste rede hoekom hulle Paulus se deelgenote in die werk van die evangelie geword het, is omdat God self 'n goeie werk in hulle begin het. Hulle liefde vir die apostel en hulle ywer vir die koninkryk en die evangelie, die verbreiding van die koninkryk, is die praktiese uitwerking, dis die vrug van hulle geloof. En daarom het nie Paulus of die Filippense enigiets om op te roem nie, want dis alles die werk van God. Dis net genade. Geen menslike verdienste of prestasie nie, maar hy is nie net seker daarvan dat God die werk in hulle begin het nie, maar ook dat hy die werk wat hy begin het, sal volëindig. En in hierdie woorde van die apostel vind die gelowige 'n wonderlike troos. God sal self die genadewerk wat hy in elkeen van sy kinders begin het, tot vervolmaking bring. God red ons nie net nie. Hy is nie net die verlosser nie, maar ook die vervolmaker. Hy is nie net die saligmaker nie, maar ook die heiligmaker. Hy het ons gered om heilig te wees, onberispelik, sonder vlek of rimpel. Regverdigmaking en verlossing gebeur eenmalig, maar heiligmaking duur lewenslank. Sy werk in ons sal eers klaar wees op die dag van Jesus Christus. In vers 7 gebruik Paulus weer 'n uitdrukking om sy liefde teenoor die Filippense uit te druk. Hy sê, soos dit vir my reg is om dit van julle almal te dink, omdat ek julle in my hart dra. Broers en susters, dit is so 'n geweldige belangrike leerstelling van die Bybel, van die Christelike geloof, dat elkeen wat waarlik gered is, sal volhard tot die einde toe. Die Bybel leer nêrens dat iemand gered kan word en dan weer verlore kan gaan nie. Nee, as die Here self die reddingswerk gedoen het, as die Here self die verlossingswerk gedoen het, as hy die goeie werk begin het, dan sal hy die goeie werk ook in elkeen van ons volbring. En daarom wil ek u vanoggend bemoedig en vertroos deur u te verseker daarvan dat die Here wat u uitverkies het, dat die Here wat u gered het, die Here wat u regverdig gemaak het, dat hy u ook sal heilig maak en dat hy ook met u hierdie pad sal stap, die pad van volharding sal stap, deur beproewinge, deur moeilike tye, deur tye van ontbering, deur tye van onsekerheid,
Ook in tye wanneer u hart dalk koud geword het vir die Here en die dinge van die Here en u beleef dat daar 'n stryd woed om dat dit 'n stryd is om die Bybel te lees, dat dit 'n stryd is om te bid, dat dit 'n stryd is om kerk toe te gaan. Ook deur daardie tye, ook deur daardie seisoene sal die Here u dra en sal hy u vashou. En kan u verseker wees dat niks u ooit uit sy hand sal ruk nie. Kom ons bid saam. Here, ons dank u dat u getrou is, selfs wanneer ons ontrou is. En ons dank u Here dat u self die werk in ons begin het en dat u self ook die werk in elkeen van ons sal volbring. Ons loof en ons prys u daarvoor in die naam van Jesus ons se Here. Amen.